So wanneer ek hierdie formule gaan gebruik, wanneer ek daai formule gaan gebruik, gaan ek nie net skryf F nie, ek gaan skryf FK. Want dis 'n spesifieke krag, die wrywing deur, die arbeid verrig deur die wrywingskrag. Okay, English learners, you have 4 minutes left. En dan delta X cos theta. Moet ek mooi kyk na Afrikaans en Engels. Okay, nou onthou, arbeid is 'n skalaar. Skalaar het geen rigting by nie. So wanneer jy hierdie krag gaan invul, gaan jy nie sê, hy's in die negatiewe rigting nie. Jy vul nie dit in nie. Jy vul die grootte in. So die grootte is 42, dan die afstand wat hy beweeg is 12 meter, en dan gaan jy nou hê cos 180 grade. Okay? En wanneer jy hom gaan uitwerk, is not group work, nee? Ag, jy net tog. Kry jy minus 504, nee? Goed, want as jy net in jou sakrekenaar gaan intik cos 180, dan sien jy dis minus 1. Okay, so wat doen daai hoekie? Dit maak hom 'n minus. Nou hoekom maak hy hom 'n minus? English learners, you must not pay attention. You must do your test. I'm speaking to the Afrikaans learners. Hoekom maak hy hom 'n minus? Want wat doen wrywingskrag? Hy maak dat iets stadiger beweeg, né? So hy neem energie uit die stelsel uit. En dis hoekom hy 'n minus is. Ons soek hom 'n minus. Maar ons mag nie 'n antwoord los in 'n minus nie. So ons sê 504 joules verlies aan energie. Okay, English learners, you have 2 minutes left. Okay, dan die volgende vraag. 'n man dra 'n tas van 20 kg oor 'n afstand van 40 meter. Bereken die arbeid verrig deur jou hand op die tas. Okay, nou wat ek ook vir julle wil hê julle moet sien is arbeid verrig deur die hand op die tas. So ons werk nou net die hele tyd een sommetjie een krag se arbeid uit. Want as jy die kragte diagram hier gaan teken, dan gaan jy mos nou kry die gewig van die tas en dan die krag van jou hand op tas, né? Maar ek vra nou net spesifiek hierdie een. So ek vra nie almal, ek vra net daai een krag. So daar's my krag en hy beweeg. Ons hoop nie dis net 'n hand nie. So daar is 'n liggaam ook vas aan daai hand. So hierso draai die tas, so. En hy staan so. So, dit goed, so hy stap en hy dra die tas. Wat hopelik nie te swaar is nie. So hier is die beweging. Ooh. Okay, so die hand op tas en daar is die beweging vorentoe. Okay. Ja, F is H op tas, hand op tas. Okay, so soek die arbeid verrig deur die hand op tas. So die krag is die krag van die hand op die tas, delta X cos theta. Okay, nou, volgende ding, ek oorkompliseer hierdie nou heeltemal vir die begin. Die persoon dra hom hierso, né? Hy's nie besig om so te maak nie. Okay, die tas hang daar. Dit beteken relatief tot my liggaam is die tas stil. So die krag op in my arm moet gelyk is as die gewig van die krag. Die gewig van die tas af. Sien jy my? Dit is so gemaak en dan is die krag te ewe nie, maar omdat hy daar hang, is die krag te ewe. So hierdie krag is gelyk aan daardie krag. So as ek die grootte van hierdie krag wil gaan uitwerk, kan ek net die gewig van die tas gaan uitwerk. Okay, in hierdie geval. So dit is 20 maal met 9,8. My loop 'n afstand van 40 meter. En wat is daai hoekie tussen die verplasing en die krag? 90 grade.
Kos 90 grade. As jy daar gaan intik op die sakrekenaar, wat kry jy? 0, want kos van 90 is 0. So wat is daar uitgewerk het, is wanneer ek die tas so vashou, dan gee ek nie vir hierdie tas energie nie. As ek dit doen, dan gee ek die tas energie relatief tot my liggaam. Nee, maar relatief tot my liggaam nou, het die tas nie kinetiese energie nie. Tas beweeg nie relatief tot my liggaam nie. Het jy nog? Okay, so as die hoekie 90 grade is, dan is die arbeid 0. Okay, English learners, I'm going to mark with you now. So Afrikaanse kinders wat ek wil hê jy moet nou vir my doen, is kyk geraai, jy het 'n krat wat afgelei by 'n gladde skynsvlak. So dit beteken daar's geen toegepaste krag nie want hy gly af. En daar is geen wrywingskrag nie want dit is 'n gladde skynsvlak. Bereken die netto arbeid verrig. So wat ek wil hê Afrikaanse kinders jy nou eers op my gaan doen, is jy gaan teken watter kragte is daar alles teenwoordig. Teken mens hom nou aan mekaar. Sê weer? Teken mens hom nou aan mekaar. Die kragte. Ons het nou ook die kragte aan mekaar geteken, die ding wat er nie by is nie, is die verplasing. Hy's nie 'n krag nie. Nee. Nie aan hom nie. Wag net jy's 'n bietjie 'n stapie voor. So as dit gravitasiekrag is, dit normaalkrag, ons het nie 'n toegepaste krag nie, ons het nie 'n wrywingskrag nie. Maar ons het die verplasing is daar af. Okay? So wanneer ons die netto arbeid gaan uitwerk, want dit is die netto arbeid, gaan ons kyk na die arbeid van die gravitasiekrag plus die arbeid van die normaalkrag. Okay? So ons gaan kyk na gravitasie-krag, delta x cos theta, plus Fn delta x cos theta. Is julle met my? So netto arbeid is alles saam. So netto krag, tel jy al die kragte saam, netto arbeid tel jy al die kragte se arbeid saam. Okay, ek wil hê jy moet kyk of jy daai op jou eie kan invul. Ek het jou gehelp met die prentjie en ek het jou gehelp met die kragte. Sjoe. Ek gee vir julle 7 minute. Okay, English learners, please switch with the person next to you, behind you, in front of you, as long as you do not have your own one. Okay, the first one, the definition of density is, I think it's the mass per unit volume. 2 or nothing. Mass per unit volume of a substance. Okay, brittle is hard but likely to break. Kom maak ek so. Okay, again, it's 2 or nothing. So if the person's got it right, you can give 2 marks. Boiling point is the temperature of a liquid where the vapor pressure is equal to pressure. Okay, the temperature of a liquid where the vapor pressure is equal to the external or the atmospheric pressure. Again, 2 or nothing. Yes. Therefore, they are asking if they hold the temperature of a liquid at which the internal pressure equals the external pressure. It doesn't say internal in your notes. No, wrong. Okay, then column, the name of the columns are called groups. The names of the rows are called periods.
The phase of carbon at room temperature is a solid, and the phase of argon at room temperature is a gas. Okay, let me see. So each one of those counts 1 mark. 1 mark, 1 mark, 1 mark. So altogether we are at 10 marks. So the speed test is out of 10. Right, let me see who has 10 out of 10. Moe. Nine. Moe. If you got that definition wrong, then it's 8. 8. Moe. 7. Good. 6. We don't want less than 6, then you can't go to university. You need 60% to apply if you have physics. Alright, so each one, there's now, who got full marks? No one. You say 10 out of 10? No, full. Alright, so each one, not everything, each one of the definitions that you got wrong. So let's do it. Each one of the definitions you got wrong, you have to rewrite 10 times. Yes. The name of term and definition. So let's say you got boiling point wrong, then you write boiling point with the definition. Boiling point with the definition. 10 times. I'm giving you, yes. See, if you don't have any writing out, you don't have any writing out. Who's got writing out to do? Just 2 people. Alright, so that is your homework. If you got that right, you don't have homework. Then I want to go to your notes. Alright, I think you were at non-metals. Ne? Right. Okay, so you are at non-metals. I'm going to read and then I'm going to explain. Judith, you finished metals? Yes. Okay. So, a few things about non-metals. Non-metals are normally solids or gases at room temperature, except for bromine, which is a liquid. Now, bromine, if you look at it on the periodic table, it is there in group 17. What do we call elements of group 17? They are called halogens. Bromine is a halogen. Now, halogens all have similar properties. They smell like chlorine. They are yellowish in color, and they are a bit poisonous or can be sensitive to it. So here I don't have bromine. Bromine is a yellow liquid, but I have iodine that is supposed to be a yellow solid. But it's not a yellow solid because it has oxidized, meaning it has rusted, it's gained a silver layer around it. But I'm going to throw it on here, and you can see the paper is white with black ink on it. But if I throw that on here, then in a moment, the paper there where it is, it will turn yellow. Okay, so it will give off a yellow color. Also, if you look there, this palm is clean. Okay, if I take this and I rub it on my palm, it gives a yellow color. Okay, so iodine, same as bromine, same as chlorine, is yellow. Now I'm going to send this around for you to smell. What I want you to smell that it smells like chlorine. But in science class, you can't just put your nose in something. Okay, you don't know if it is poisonous or not. So we say you whiff it. See what happens. Okay, if you can't smell it, then you can't hold it close. Now, is someone allergic to shellfish, seafood? If you have an allergic personality or you're allergic to seafood, then don't touch this. Okay, I'm not going to lose my job because you were an idiot. Okay? And it smells like chlorine. It also smells a bit like fart. Okay? Right. Then,
have lower melting and boiling points than metals. Diamonds have the highest melting point though of plus minus 3,500 degrees Celsius. What is diamonds made of? Diamonds are made out of carbon. Okay, then it says their non-metals are poor conductors of electricity and heat, meaning they don't conduct that well, except for graphite. That is the only non-metal that can conduct electricity. What is graphite made of? Carbon. So here you must think, wait a minute, so carbon graphite, that is charcoal basically, is made out of carbon, it can conduct electricity, whereas diamonds are also made out of carbon, but it cannot conduct electricity and it's super hard. So immediately you must start to think, but wait a minute, carbon is quite a valuable thing because it can be a diamond and it can be charcoal. So I'm going to send around charcoal. Okay, this is charcoal here, not poisonous, nothing, this is just like charcoal. And I'm trusting your class now, I'm also sending around my diamond ring. So what I want you to see is I want you to look at the diamond and look at the charcoal and realize that they are made of exactly the same elements. Both are made out of carbon, but they have different properties. Okay. And then non-metals are brittle. Okay, you had a definition of brittle, and they can vary in color. Okay, so brittle means it's hard but it's easy to break. So, and it says there are different colors. Unlike metals, metals are normally gray except for gold and copper. Here I have sulfur. Now sulfur you can see here is a brittle. It can either be granules like this or it can be powder. It is brittle, meaning if you touch it, it can break easily. Okay? Now sulfur you find in the yellow of an egg, you find it in the flowers of broccoli. When you eat broccoli, do you eat broccoli? Okay, or what's cool in Africa, Engels? Cabbage. You eat cabbage? Okay? When you eat cabbage or broccoli or onions, especially raw onions, then your fart stinks. I don't know if you've smelled that before, but it's because it has sulfur in it. Okay? So I'm going to send this around, and I want you to just smell it. It also smells like a match, when you light a match. Yes. Right, then the last one there is metalloids or semi-metals or half metals. You find them on the periodic table between the metals and the non-metals. There are 7 of them: boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, thank you, beryllium and polonium. And you wrote them down yesterday or the day before that. You looked at this bolded step line. Okay, and you saw at the top and at the bottom of that step line, you have half metals, except for aluminium. So it's polonium, beryllium, and boron, not aluminium. Okay? So those 7 you must know. They can either act as a metal or a non-metal. And specifically, under certain instances, they can conduct electricity. Okay? And they are very special because if you increase their temperature, their conductivity increases. So they become better conductors of electricity. Specifically, silicon and germanium, those 2. Okay, and we use those things in electronics and computers because sometimes when you use metals and it works for a long time, it heats up and then it slows down. We say, oh, this computer is not working, it's slowing down, I have fast or whatever.
So it's better if it has silicon or germanium in because it works better the warmer it gets. Okay, right. Now grade 10s. What I want you to do is these 5 definitions, terms and definitions, I want you to write out 3 times. Each one 3 times. And you do not have to write a speed test on it in the next steps. Okay, so do it now. Each one of those definitions, write it out 3 times. In the front or the back of your book, it doesn't matter. And then the next thing that you are going to write a speed test on is I want you to write down the symbol and the name for the first 20 elements. Symbol and the name for the first 20 elements. 1 time each. So symbol, name. As well as the following. So quickly make circles on your periodic table. Okay. Number 24, chromium. 25, manganese. 26, iron. 27, cobalt. 28, nickel. 29, copper. 30, zinc. 35, bromine. Then also 47, silver. 50, tin. 53, iodine. 78, platinum. 79, gold. 80, mercury. 82, lead. 92, uranium. 56, barium. En 38, wat is de 38ste naam? SR. It's my favorite element. Strontium. Okay, so I'm quickly going to mention them again. So follow the numbers there at the top. Number 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35. Right? Did you encircle them? Or, okay. Then 38. Then 47. 50. 53. Right? Then at the bottom again. 56. 78. 79. 80. 82. And then here at the bottom 92. Okay, so you have 2 instructions now. The first instruction is those definitions. Must you write each one with their term 3 times. Then you must write these first 20, the first 20 elements, as well as these ones, the symbol and the name. Once. Symbol, name. Okay, you start with that. Yeah. Kijk, graad 12, terug by julle. Goed, so, die eerste ene is die grootte van die kragte. Nou, gravitasiekrag is maklik om uit te figure, want hy is die massa 50 maal met 9,8, nee? Die hoekie, die afstand, hulle sê vir jou, hy beweeg 8 meter maal met 8. Nou, daai theta het ek jou gesê is wat? Is die hoekie tussen die krag en die verplasing. Nou, hierso is waar ek en juffrou Lucinda 2 verskillende maniere verduidelik, dink ek. Enigeen is reg. Partykeer is een makliker as die ander en partykeer is dit moeiliker as die ander. Okay? So ek gaan gou op my manier verduidelik. So jy kan sien ek het nie FG gaan opsplit in sy komponente nie. Ag, jene tog. Ek gaan weer probeer, hierdie ding is so lekker nie. Ja. Ek kan nie so lekker skryf nie. Waar is die beste? Okay. Ag, jene kos, as ek hom so maak. Okay, julle kry die idee. Okay. Goed, so, ek gaan net gou vinnig my prentjie hierso teken. Daar is FG nou af, né? Daai hoekie is 'n 90 grade hoekie.
in hierdie driehoek, so ek's nou daar. Okay, so in daardie driehoek daar, is daai 30 grade, daar is 90 grade, so wat is daai hoekie daar deur 60 grade. So daai hoekie daar is 60 grade, so die hoekie tussen FG en X is 60 grade. Okay, so daar is cos 60 grade. Nou gaan ek dadelik hierso sê plus 0. Hoe lang kan ek dit sê? Dis regverdig, want die hoekie tussen FN en die verplasing is 90 grade. So jy kan hom dadelik gaan invul as 0. Van hier af, van daar af, kan jy eintlik dadelik 0 gaan invul. Jy hoef nie daai stappie te gaan neerskryf nie. Want jy weet, soos FN gaan altyd 0 wees. Jy sê net vir die persoon wat merk, luister ek weet hy moet daar wees, maar hy is 0. Okay, dan as jy daai som gaan doen, kom binne Onna. Are you looking for me or are you looking for ma'am? Ma'am is in the staff room in a meeting. Okay, ma'am, can I just leave this back? Yes. Is she gonna come back? I have no idea. Alright. En kry julle ook 1960 joules. Okay. Goed, het jy al begin met die volgende ene? Okay. Alright, so ek wil net gou vinnig weer deurgaan. Hulle het jou gevra, bereken die netto arbeid. Netto is soos netto krag, alles saam. So wat ek gaan doen, ek 'n kragdiagram beteken ek het hom nie opgesplit in sy komponente nie. Kragdiagram gaan teken, dit gesê die netto arbeid is die arbeid as gevolg van al die kragte. Maak nie saak watter rigting, watter vlak hulle is, jy kan sien ek het nie op gaan split nie en ek het nie gehighlight nie. Wat ek gewoonlik doen met Newton's wet, ek nie even nou doen. Okay, al die kragte maak saak wat se rigting hulle is nie, toe ek gaan skryf wat is die arbeid as gevolg van die krag, so ek het elke keer die arbeidformule gaan neerskryf vir daardie krag en toe gaan insit. As jy vir ons moet jy nog steeds wys dat WFN 0 is. WFN is like 'n 0. Ja, jy gaan hierdie mos nou neerskryf want ek dink jy skryf julle dan 'n WFG loodreg plus WFG parallel plus WFN. Ja, ons het dit nou soos juffrou gedoen. Ons het nou soos juffrou gedoen. Ja, maar jy kan mos net daai een gaan uitwerk die FG parallel. Ja, F parallel met sin. Maar onthou, jy kan nie net na FG parallel, jy moet gaan kyk na FG loodreg ook. Hy's ook nou, maar jy moet net sê ek weet hy is daar. So daai eerste stapie moet jy hom erken en dan dadelik vul jy die 0 in. Okay. Goed, volgende ene is presies dieselfde vraag. Ek het presies dieselfde vraag gevra, maar hierdie keer is daar 'n wrywingskrag. Okay? So ek maak net een stapie moeiliker. So as ek nou my kragtediagram gaan teken, het ek FG na die middelpunt van die aarde, normaal krag loodreg met die vlakte en dan het ek wrywingskrag daar. Okay, so daar is my 3 kragte. Dan vat ek 'n ander kleur pen en net ek wil sê separate afsonderlik van hierdie kragtediagram gaan teken ek X. Okay, so hulle vra vir my wie bereken die netto arbeid. So die netto arbeid is die arbeid as gevolg van my 3 kragte. Okay, so jy erken daai 3 kragte. Sê ek weet daai 3 is daar, hierso is hulle. Nou gaan ek die arbeidsformule gaan toepas vir hulle almal. So dis FG cos van theta plus FK cos van theta plus Fn cos van theta. Ek weet ek gaan nou 0 wees, ek wil nou net my patroontjie volg. Delta X is nie 'n krag nie. Ek kom nie in my kragtediagram nie. Hierso is delta X. Ja, is die formule nie met delta X? Ag, Pietie. Dankie, Reinhard. When you get there, it will make sense. Ja, dit gaan. Dit gaan, jy jok nou vir hulle. Dit is maklik. Okay, goed, so ons het nou net hier bo hierdie FG gaan invul mos.
Kom ons vul maar alles nou weer in. 50 maal 9,8 maal 8 meter maal die kos van. En ek gaan net gou weer sê, indien ek iemand ergens verloor het. As ek kyk in hierdie driehoekie daar, het hulle gesê vir my, daai hoekie is 30 grade. FG is nou die middelpunt van die aarde, wat beteken hy is 90. Dit beteken daai hoekie daarbo is 60 grade. So kos van 60. Want is tussen die krag en die verplasing. Daai hoekie soek ek. Dan die volgende ene. So, ek gaan weer sê, ons is besig met skalare. Skalare is net groot is. Alhoewel hierdie en daai niks is in dieselfde vlak nie. Maar dit maak nie my saak nie. Hulle sê netto arbeid, so ek tel hulle almal bymekaar. So, en ek gaan ook nie sê minus FK nie, want dit is weer eens 'n skalaar, net grootte. So, die wrywing is 22, die rigting wat beweeg word is 8, die afstand, maal die kos van, nou wil ek gou kyk hierso, ek gaan hom net apart teken, tussen FK en delta X, daai hoekie daar is 180 grade. Ag, Pietie, sorry, daar is hy. Okay, so tussen FK en delta X is 180 grade. So jy het kos 180 plus 0. Want hierdie hoekie is 90 grade. So is plus 0. Togie. Carla, wat kry jy? 1,784. Klink reg? Dis ek in 1,784. Het iemand daar gecheck? Ja, Okay, kom ons kyk gou of dit vir ons sin maak dat ons hierdie antwoord kry. Ons het presies dieselfde gehad as die scenario daarbo. Net tog. Sorry julle. Kyk, dis presies dieselfde as die scenario daarbo, selfde afstand, selfde massa, selfde alles. Maar hierdie keer het ons net wrywing by. Wat doen wrywing? Wrywing maak dat dinge stadiger gebeur. Wrywing vat energie uit die stelsel uit. So dit maak vir sin dat ons nou minder energie het. En watter implikasie gaan dit vir ons hê? Dit gaan hê dat die ding stadiger afbeweeg van ons wrywing. Okay. Verstaan julle daai konsep? Dis waar hierdie hoofstuk gaan. Jy doen nou net die somme om dit te bewys. Okay, so volgende hoofstuk is 'n graad 10 hoofstuk wat ek gaan met jou hersien want ek dink nie onthou vanaf graad 10. Okay, die eerste daar is die definisie van energie. Wat is energie? Energie is die vermoë om arbeid te verrig. Okay? So ek sien julle aan die einde van die dag en dan sê julle soos juffrou, ons kan nie werk nie. Ek kan nie arbeid verrig nie. Hoekom nie? Want jou energie is op. Jy is getap. Okay, so as jy energie het, is dit die vermoë om arbeid te verrig. Okay, eerste definisie. So ek sê vir jou daaronder energie oorgedra is ekwivalent gelyk aan die arbeid verrig. So as ek hierdie dingetjie optel en ek gebruik 10 joules energie, dan gee ek hierdie ding 10 joules se kinetiese potensiële energie. Okay, dan dit is 'n skalaar wat in joule gemeet word. Wat is die wet van behoud van energie? Onthou die woord behoud beteken in Engels conservation, beteken bly behoue. So die energie kan nie geskep of vernietig word nie, maar slegs in een vorm na 'n ander vorm oorgedra word. So wanneer ek kos eet, het ek energie, dan kan ek beweeg, dan kan ek praat, dan kan ek raas en. Okay, so jy kan dit oorsit. Dit is die eerste wet, eerste universal wet van energie. Die tweede universal wet van energie sê
Die heelal is stadig besig om uit bereikbare energie uit te hardloop. So ergens gaan die energie opwees. Want, soos wat ek praat, ek het nou energie gekry, so ek praat, van my energie omgeskakel in klankenergie. Okay, en ek het my klankenergie opgevang om te bou en bære en skakel iets anders meer. Stadig word alles opgebruik in ons heelal. Okay, goed, dan ons het verskillende vorme energie wat van een vorm na die volgende oorgedra word, soos lig, hitte, chemies, kernkrag en energie. Okay, dan het ons kinetiese energie, die symbool daar vir kinetiese energie, en ons het al vinnig hierdie jare oor gepraat, is EK, is die kinetiese energie, is die energie wat 'n voorwerp het as gevolg van sy beweging. Okay, en as jy kyk na die formule daar, dan is dit kinetiese energie as gevolg van sy beweging, en daar is sy formule, so dit het te doen met die snelheid van die voorwerp. As jy kyk op jou datavel, dan sal jy sien, kinetiese energie maak hulle ook in plaas van EK, sê hulle net K is gelyk aan 1/2 mv². Okay, so kyk net, jy kan dit ook so gebruik. Waarvoor staan M is die massa in kilogram, V is die snelheid in meter per sekonde. Dan het ons hier potensiële energie, wat EP is. Dit is gestoorde energie. So hy gebruik dit nog nie, hy het net gestoorde energie as gevolg van sy posisie relatief tot 'n sekere vlak. So ek het nog die voorbeeld gemaak en gesê, wanneer 'n nuwe leraraad verkies word, dan het hulle baie potensiële energie. Hulle het nog niks te doen nie, maar het potensiële energie om iets te doen. Omdat hulle nou daar geplaas word, dan kyk ons wat hulle gaan doen. Gaan hulle baie doen? Sê weer? Okay. Julle het klaar baie gedoen hierdie jaar. Hier sê julle moet met confidence antwoord. Okay. Goed, die formule daar is mgh. M is die massa, G is gravitasie versnelling. Let asseblief weer op. Energie is 'n skalaar. Skalaar het nie rigting nie. So wanneer jy hierdie 9,8 gebruik, gaan jy nie sê ek kies op as positief en dan is dit minus 9,8 nie. Dis net 'n groter 9,8. En daai H is die vertikale verplasing. Vertikaal is so. Verplasing is die reguit lyn tussen begin en einde of begin en einde. Okay. Goed, so kom ons kyk gou na hierdie vraag hierso. Dit sê jou, wat is die kinetiese energie van 'n voorwerp met 'n massa van 10 kg en 'n snelheid van 5 meter per sekonde? So kinetiese energie, EK is 1/2 mv². Die massa is 10, die snelheid is 5. Moenie jou kwadraat vergeet nie. Kom ons doen vinnige wiskunde, ouer. Wat is 5²? En wat is 25 maal 10? Wat is die helfte van 250? 125 joules. Kyk. Volgende. Hierdie is 'n multiple choice tipe vraag. Wat gebeur met die kinetiese energie van 'n voorwerp as sy massa gehalveer word en sy snelheid verdubbel word? Okay, so ons het 1/2 mv². Dit is ons eerste kinetiese energie, EK, né? Is eers en nou sê hulle vir ons goed in die tweede scenario, paar goed verander. Wat verander hierso? Sy massa word gehalveer, so 1/2 m. En sy snelheid word verdubbel, so 2v². Het ek dit reg neergeskryf? Vra altyd hierdie vraag, nee. Wat moet ek doen? Hakies, want die hele snelheid moet verdubbel word. Okay, so ons doen gou daar wiskunde. 1/2 maal 1/2 gee vir jou 'n kwart. 2² gee vir jou 4. So 'n kwart maal met 4 gee vir jou 1. So jy sit met mv². So wat het gebeur
van hier tot met daar. Wat het van daar tot daar gebeur? Hy het verdubbel. Om die H weg te kry moet jy maal met 2, en dis ander woord om te sê verdubbel. Kinetiese energie het verdubbel. Okay. Sê jy? Hoe laat is dit? Die klok gaan amper, gaan ek eens moet doen as ons klop. Dis julle vir jou daar, 'n seun met 'n massa van 80 kg of meer, 'n jong man met 'n 80 kg klim 'n steltrappe van 20 meter lank en 5 meter hoog. Wat is die toename in sy potensiële energie? Obviously relatief tot die vloer. So hierso is die hoogte 0, wat beteken sy potensiële energie is 0. Want H is 0. Hierbo wil ek hom nou gaan uitwerk. So ek het EP is mgh. Sy massa is 80. Gravitasieversnelling is 'n konstante 9,8. Wat is daai hoogte? Is dit 20 of is dit 5? Ja, gaan ek Pythagoras gebruik en 'n ander getal gaan kry. Daai H moet wees wat? Kyk, daarbo in die formule, die H is die vertikale verplasing. So daar is 'n onderkant, daar is 'n bokant waar geëindig het. So die vertikale verplasing is 5 meter. En as jy daai som doen, dan kry jy wat? 400 3920 joules. Okay, lei hierdie vir julle klokkies van graad 10? Yes. Ons gaan weer op skateboards ry.